Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer die sorg verklein, vergroot vir alles. En u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag word. En kom u weer in heerlikheid op wolke. Maak u volkome nuut, u eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote naam. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote naam. Geliefdes, kom ons sit net so en dan begin ons in die naam van die Here. So sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here die Almagtige. Ek is die eerste en ek is die laaste, buiten my is daar geen God nie. Wie soos ek is, laat hom dit sê, laat hom sy saak stel en dit aan my voorlê. Laat hom 'n verklaring gee van wat gebeur het, van dat ek my volk lank gelede gemaak het, en ook van wat sal dit gebeur. Laat hy vertel van die dinge wat kom. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie. Het ek dit nie van lankal af van julle verkondig, dit vir julle gesê nie. Julle is my getuies. Is daar 'n God buiten my? Daar is geen ander rots nie. Ek weet van geen een nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes, kom ons bid saam. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele skepping. Hoe heerlik, Here, om vanoggend weer so te kan stil word, te kan ervaar, Here, dat U naby is. Wonderlik, Here, om te weet dat U daar is. Mag weet, Here, dat U ons rots is, dat daar geen ander God buiten U is nie, dat U die Almagtige is, wat van ewigheid tot ewigheid oor die hele aarde regeer. Here, ons dankie, dat ons die voorreg het om uit U woord te mag lees. So veel ander mense wat nie soos ons saam met gelowiges kan bely dat U die Here is nie. Nie omdat hulle nie wil nie, maar omdat die omstandighede dit vir hulle moeilik maak. Here, dis dikwels 'n voorreg wat ons so as vanselfsprekend aanvaar. En dan gaan ons ook maar klakkeloos aan met ons lewe en ons routines en vergeet ons dat U ons tot 'n nuwe lewe vrygemaak het. En dat U van ons as gelowiges anders verwag. Here, vergewe ons elkeen, waar ons in die week teenoor U gesondig het, waar ons in die week teenoor ons naaste gesonde het, waar ons opgetree het, wat gelyk het asof ons U glad nie ken. Ons dankie, Here, dat ons mag weet dat U ons in genade aanneem, dat U ons nie volgens verdienste aanneem nie, want wie sou in elk geval dan voor U kon staan? Daarom dank ons U en pleit ons, Here, dat wanneer U praat met elkeen van ons nie net sal hoor nie, maar ook sal luister. Ons dankie, Here, vir al die seëninge wat ons so mildelik uit U hand ontvang. Amen. Geliefdes, ek gaan vanoggend vir ons die wil van God voorhou, vanuit Gesang 249 vers 1 tot 9, waar staan, God het gesê, ek is die Here, wat jou uit slawerny gelei het na 'n nuwe lewe. Jy mag geen God hê buiten my. Vereer dan geen gesneede beelde, maak van my geen gelykenis, maar dien my, wat alomteenwoordig jou skepper en verlosser is. Gebruik die heilige naam nooit ydel. God is waaragtig in sy trou. Hy sal die straf wat hom belaster, die wat hom lief het, word behou. Met wysheid het hy rus en arbeid vir ons, sy mense hier beveel. Gedenk die rustdag, hou dit heilig, en jy sal in die seën deel. Eer ouers en eer owerhede, God gee aan hulle die gesag, en die belofte van die lewe dra jou en ook jou nageslag. Jy mag nie doodslaan of jou wreek nie, maar liefde moet jou lewe rig. Jy mag die egband nie verbreek nie, behou wat God in liefde stig. Jy mag nie van jou naaste steel nie, maar wees in wat jy doen getrou. Neem nie aan valse dinge deel nie, wees een wat by die waarheid hou. Die hart is setel van die lewe, laat hom ook so gou mislei. Aanvaar in denke en begeerte die gees van God, sy heerskappy. Deur U volmaakte wet, o Here, ontdek ons steeds ons sondigheid. Die Gees bring ons die heil in Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. Mag U en ek elke dag ook probeer om die wil van God te doen, en mag ons ook weet dat die Heilige Gees ons lei. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit 2 Timoteus 4 vanaf vers 1 tot en met vers 22. Dis die laaste gedeelte van die Timoteusbriewe wat Paulus geskryf het. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Ek beveel jou vir God en vir Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap.
Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. En daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê, hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, word al reeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het einduit gelowig volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Probeer so gou moontlik na my toe kom, want Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry en my verlaat en na Thessalonika vertrek. Crescens is na Galasië en Titus na Dalmatie toe. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Tychicus het ek na Efese toe gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel saambring wat ek by Carpus en Troas laat bly het, en ook die boeke vir al die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld vir wat hy gedoen het. Jy moet ook vir hom op jou hoede wees, want hy het ons prediking heftig teengewerk. Toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand bygestaan. Almal het my in die steek gelaat. Mag God hulle dit nie toereken nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my prediking tot sy volle reg kon kom, en al die heidene nasies dit kon hoor. Ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil, my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe, tot in alle ewigheid. Amen. Groete aan Priscilla en Aquila, en die huisgesin van Onesiphorus. Erastus het in Korinthe agtergebly. Trophimus het ek in Miletus siek agtergelaat. Doen jou bes om nog voor die winter te kom. Jubilus, Oudens, Linus, Claudia en al die broers stuur vir jou groete. Die Here sal by jou wees. Die genade sal by julle wees. Ons lees net tot sover in die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit lees, wat dit glo en ook elke dag daarvolgens probeer leef. Geliefdes, jy het reg opgelet. Hierdie gedeelte maak my baie aangedaan. Nou oor verskeie redes in my lewe, kom die teks my so na in die hart lê. Want wanneer Paulus hier skryf in 2 Timoteus die laaste gedeelte, raak ek maar net weer eens bewus van die omvang van dit wat hy skryf. En geliefdes, 'n brief wat 60 na Christus seker geskryf is, 'n brief wat vir 'n spesifieke medewerker geskryf is, tot vandag toe nog in 2020 relevant. Soveel medewerkers waaroor Paulus skryf. Soveel dinge wat op sy hart druk. Soveel dinge wat van kernbelang is. Soveel dinge wat ek en jy moet hoor. Liefdes, sal dit nie wonderlik wees om die einde van jou lewe ook die volgende te kan sê vir die wat rondom jou leef nie. Hierdie brief is nie die laaste gedeelte wat Paulus ooit in sy lewe geskryf het.
Wanneer hy hier aan die einde van sy lewe kom, wanneer hy hier die laaste brief skryf vir Timoteus, sê hy 'n klomp dinge vir Timoteus, sê hy 'n klomp dinge vir die gemeente waarin Timoteus gewerk het, en sê ook 'n klomp dinge van medewerkers wat saam met hom begin het, toe ongelukkig uitgesak het. Stuur hy groete, en dink hy met 'n verblyde hart aan die teenwoordigheid van God in sy lewe. Liefdes, wanneer Paulus hier skryf, is dit nie maar net sinnetjies oor bysake in die lewe nie. Die dinge wat Paulus hier skryf, gaan oor die kern van die lewe. Die dinge wat die belangrikste is, wat u en ek, in besonder Timoteus, moet gehoor het. Liefdes, is my vraag dan ook vanoggend, en dis wat ek uit die teks uit geleer het, en ook vir u wil leer. Dit wat die Here op my hart kom lê het. Paulus skryf oor die dinge in die lewe wat regtig eintlik saak maak. En die Heilige Gees lei om 3 dinge te sê in hierdie gedeelte. Die eerste ene, dat die goeie stryd gestry moet word. Die tweede ene, dat die wedloop klaar gemaak word. En die laaste ene, die derde een, dat die geloof behou word. Geliefdes, die lewe is maar in baie opsigte 'n stryd. Dit is 'n stryd om kos en klere en geld te hê, om gesond te wees en gesond te bly, om jou verhoudings met medemense te laat werk, een van die grootste uitdagings tans, miskien maar in ons elkeen se lewe, en om jouself teen misdadigers te beveilig. Dus ek is seker, elkeen het so 'n stryd wat u in die lewe stry. Elkeen van ons se lewens is uniek, maar ons omstandighede bepaal dikwels dat hierdie uitdagings, hierdie stryd wat ons stry, so uitputtend raak, en so moeilik raak. Paulus wat kom sê, dat dit die wêreldse stryd is. As Paulus hier skryf oor die goeie stryd wat gestry moet word, verwys hy die dinge waaraan gelowiges moet werk. Die stryd wat gelowiges moet stry. Om die Bybel te ken en dit reg te verstaan. Om die Here se waarheid uit te ken tussen al die vervalsings wat die wêreld vir ons aanbied. Om jou eie aangebore onverskilligheid rakende godsdiens te onderdruk. En om entoesiasties te wees oor die dinge van die Here. Om die versoekings te vermy. So baie van hulle in elkeen van ons se lewe. Om die verskillende pligte wat die Here vir ons gegee het, om in sy koninkryk te doen, uit te voer. Elkeen van die laastes wat ek kan noem. Om die teenstand, die spot, die vyhandigheid teen jou geloof in die Here reg te hanteer. Dit bly 'n stryd. Maar Paulus sê, dit is 'n goeie stryd. Dit is 'n stryd wat ek en jy elke dag gaan moet stry. Sê Paulus, as kind van die Here, as apostel, is dit 'n stryd waartoe elkeen van ons geroep word. En Paulus probeer vir Timoteus aanspoor, maar hy probeer vir jou en vir my ook aanspoor, om te sê, hou aan om die goeie stryd te stry. Ons kan dit nie vermy nie. Dit is deel van ons lewe, dit is deel van jou as gelowige se lewe. As jy sê, jy's 'n gelowige, 'n Christen, beteken dit dat jy gaan stry. Maar dit is 'n goeie stryd. Want dit is 'n stryd ter opbouing van God se koninkryk.
Dis iets wat regtig saak maak. Of jy in jou lewe die goeie stryd stry. En 'n tweede saak wat regtig saak maak, is dat die wedloop klaar gemaak moet word. Geliefdes, vir elke kind van die Here het die Here 'n wedloop wat ons vir hom moet hardloop. Take waarvoor hy jou in die wêreld gebruik en plaas, moeg sy wil te doen, gawes wat ek en jy verskillend ontvang. Maar dis 'n wedloop, 'n loopbaan wat ek en jy moet aanpak. En nie net begin nie. Nee, sê Paulus. Jy moet dit klaar maak. Liefdes, ek sien dit te veel deesdae. In my eie lewe ook, maar ook in die kerk en ook in gelowiges se lewe. Baie entoesiasties om te begin. Sien so uit vir die doelwitte wat voor lê. Nou ergens raak dit net te veel en begin ons uitsak. Paulus sê, gaan nie oor hoe jy begin nie. Christus het daardie wedloop vir ons elkeen begin. Ons het die lewe gekry deur hom wat vir ons aan die kruis gesterf het. In ander woorde, dit gaan nie oor die begin. Dit gaan oor die klaarmaak. Liefdes, ons elkeen moet ons hele lewe, oral waar die Here met ons is, oral waar die Here ons laat gaan, by die skool, tydens ons studies, ons beroep, ons huwelike, ouerskap, selfs ons betrokkenheid by skole of by politieke partye of by kultuurorganisasies, selfs by die verantwoordelikhede wat ons in die kerk gekry het, sê Paulus, maak klaar. Wees versigtig om in die middel uit te sak. Geliefdes, u weet tog, al die take en roepings wat ons as Christene in die kerk en in die wêreld en in ons eie lewens het, is ons elkeen se wedloop. En wat Paulus nou hier sê, is dat hy die wedloop voleindig het, bedoelende klaargemaak het. Hy het nie begin maar toe iewers langs die pad opgehou. Hy het al die rondes gehardloop. Is nie vanselfsprekend dat die mense wat gewoonlik wegspring, ook die geloofslewe voleindig en klaar maak. Geliefdes, dink maar aan ou Saul. Saul wat so goed begin het as die leier van Israel, en toe uitgesak het in sy geloof. Dink maar aan Judas Iskariot, wat een van die 12 disippels was, wat goed begin het, wat saam met Jesus geleef en gewerk het en uitgesak het. Liefdes, ons lees in vers 10, ook van 'n gelowige medewerker Demas, wat uitgesak het, wat toe besluit het om die wêreld lief te kry, en nie meer die werk van God te wil doen. En dus ons sien dit so baie in die kerk. Mag jy net daarna bly streef om ook die geloofswedloop klaar te maak. En dan die laaste ding waarna Paulus verwys, die kernsake wat van belang is dat die geloof behou moet word. Die geloof moet behou word. Dus dit gaan nie hier oor geloof verkry nie. Het gaan oor geloof behou. Julle, ek en ander gelowiges hoef nie nog geloof te kry nie. Ons het dit. Dis 'n gawe van God wat hy aan elkeen van ons gee. Dis dan wat ons elke Sondag bely. Dat die Heilige Gees hierdie vaste vertroue in ons harte geplant het. Dat die Here
Jesus Christus ook vir ons sondes aan die kruis gelei het en gesterf het, maar ook opgestaan het. Met ander woorde, gaan oor geloof wat verkry moet word. Gaan oor geloof wat behou moet word. Liefdes, en dis dalk die moeilikste. Want hierdie stryd wat ons stry, hierdie wedloop wat so taai is, wat moeilik is om klaar te maak, veroorsaak dikwels dat ons die geloof versaak. Paulus wat hier duidelik sê, behou die geloof. Want jy sien, geloof is nie so vanselfsprekend nie. Maar tog as 'n mens glo, dwars deur jou lewe sien 'n mens ook God se hand wat in jou lewe werk. En wie glo, wie vas vertrou op die Here, kan vorentoe streef, kan vertrou en weet dat die Here ons nooit in die steek sal laat nie. Liefdes, en daarom sê Paulus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Mag ek en jy ook op die kerndinge van ons lewe bly fokus. Geliefdes, daar's baie goeie dinge wat 'n mens in die lewe kan doen wat nie so belangrik is nie. Daar's selfs dinge in hierdie lewe wat 'n mens kan doen wat glad nie verkeerd is nie, maar wat nie regtig saak maak. Geliefdes, dalk is die vraag vir elkeen van ons, wat gaan ons aan die einde van ons lewe kan sê, of wil ons sê? Wat is die dinge waarop ons gefokus het? Gaan dit tog belangrik wees oor hoeveel rekords ons op die sportveld laat spat het? Hoe hoog jy die suksesleer kon klim by die werk? Watter motor jy gery het en van watter huis jy gebly het? Hoeveel lekker tye jy gehad het of selfs misgeloop het? Hoe lank jy nog mooi en jonk gelyk het? Of gaan dit nie eerder saak maak of jy in die groot wêreldstryd aan die regte kant gestry het? Of jy dit wat die Here jou wedloop as Christen gemaak het, klaar gemaak het? Of jy die geloof in Jesus Christus behou het? Liefdes, ek sluit af. Vanaf vers 19 sê Paulus groete vir al die gelowiges wat na hom geleef het. Dis dalk dit wat my so bewoon maak. Ek fokus gereeld net op myself, op my eie wêreldjie en my eie probleem, my eie dagings is mos so groot. Maar dan vergeet ek, die Here stuur ook mense op my pad om my laste ligter te maak. Daarom werk ons en leef ons ook so om verhoudings te bou, saam met mekaar te kan werk, saam met mekaar die boodskap van hoop uit te dra, waarvan die woord van God ons elkeen oortuig. Mag u dit in die harte dra in die week wat voorlê. Amen. Geliefdes, as slotgebed hou ek die gebed van Paulus voor wat hy vir die gemeente in Efese gebid het. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid in julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan.
En mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle genadig wees en tot julle redding verskyn. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen. Geliefdes, baie dankie dat elkeen van u weer so ingeskakel het op ons platform vanoggend. Dit is vir my heerlik om u elkeen so te kan ontmoet. Nog so 'n paar sake van my kant af. Ek wil graag baie sterkte sê aan elkeen wat 'n operasie ondergaan het hierdie afgelope week.
Ek is bly dat dit goed afgeloop het en dat u ook aansterk by die huis. Mag u steeds die liefde en nabyheid van God bly ervaar. Vir elkeen wat vandag verjaar, vir elkeen wat in die week verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop dat dit 'n geseënde en 'n voorspoedige nuwe lewensjaar sal wees. Hier vanuit die kerk uit, geliefdes, en ek vir u sê dat dit met ons elkeen baie goed gaan. Die seniors Bybelstudie het weer begin op 'n woensdagoggend 9uur. En geliefdes, sal ek ook in die komende tyd kommunikeer met elkeen van u, nadat ons 'n kerkraadsvergadering gehad het, oor wat die res van die jaar vir November se beplanning is. Wanneer gaan ons weer nagmaal hê? Wanneer is ons gemeentevergadering? En ook, geliefdes, hoe ons die volgende eredienste gaan inrig vanaf die 1 November. Onthou om daar die knoop in die oor te maak. Sondag die 25ste Oktober om 8:30 is ons gemeente as Midstream Familiekerk se beurt hier op die kerkplein by Midstream Zuid. Geliefdes, mag u 'n heerlike dag hê. Sterkte vir die week wat voorlê. En as u my nodig het, of as u enigsins 'n afspraak wil maak, onthou asseblief om my te kontak. Ek is beskikbaar.